Welkom by Rugby Nuus, ons weeklikse geselsprogram hier op Raak wat Rugby waak met 'n rugby-joernalis praat. En vir hierdie week praat ek met een van die groot koppe. Hy is nie net 'n rugby-joernalis nie, hy is een van die manne by Namibia Media Holdings hier in Suid-Afrika. Hy verteenwoordig hulle belange in Suid-Afrika. Sy naam is Arie Hougaard, 'n groot vriend van my. Hy het my op maandag aand uitgenooi. Ek het saam met hom daai waarskynlik week wedstryd gaan kyk tussen die maties en die aatjies, en dit was nou vir my 'n belewenis. Gaan nou met julle daaroor praat. Maar vertel net gou 'n bietjie van Namibia Media Holdings. Hoe werk dit en hoekom is jy in Kaapstad? Wat het gebeur? Ja, dankie Emmy, lekker om saam te praat. Ja, ons het lekker dis lente in die bo daar op Stellenbosch. Maar Namibië het belang eintlik het daar Namibië haker gespeel vir die maties ook, maar ek is 'n Kaapenaar van geboorte. My mediapad het ook maar meestal in die Kaap gegaan en ook eintlik in Pretoria begin by die ou Transvaaler, baie sal die Transvaaler koerant onthou, so ek het eers daar 'n paadjie geloop, maar toe al hier in die laat 80s, 89 Namibië toe Republikeiners die dagblad daar begin en maar Namibië het meer belange as net in Namibië. Daar's ook natuurlik Suid-Afrika die buurland is altyd groot nuus. Dit is 'n gewilde plek vir die Namibiërs en ook die sport. Weet as van fietsry is nou die Cape Epic tyd weer 'n loser, is daar in die vroue afdeling baie prominent en so daar's klomp dinge wat gebeur. Daar's 'n klomp atlete wat ook hier toe Oceans kom hardloop en 'n klomp dinge kom doen en so daar's 'n klomp dinge wat in die Kaap gebeur en Suid-Afrika gebeur wat belang het in Namibië en andersom. So dis ek het die beste van albei wêrelde nog betrokke in Namibia Media Groep en dan bly ek in die Kaap, so ek kan nie vir Peter vra nie. Baie interessant ook, jy het 'n program saam met Mike Potgieter daar in Namibië op hulle DStv-kanaal. Wat die mense te weer, jy het my gesê, en jy noem dit 'n program in die tonnel, en daar sit is 'n sportprogram. Ek help julle bijvoorbeeld daar 'n bietjie te gesels in Formule 1, waar julle dek allerlei sporte daarso. Ja, dis daai tipiese voorskouprogram, is 'n Vrydag aand NTV, dis die kanaal 285 op DStv. Ons kry hom nou net nie in Suid-Afrika nie, hy is nog op die Namibiese golwe daai kant. Maar dit is 'n program wat ons lekker gesels, wat kan die naweek gebeur en jy praat kinders saam op die Formule 1 en op die motorfietsse ook en lekker om almal se mening te kry en die gedagte van die program is om te sê dis wat gebeur die naweek, hoor wat sê die afrigter, wat sê die speler, wonder 'n bietjie wat kan gebeur, kyk so 'n bietjie vooruit wie se hamstring is seer en wie skwaad vir wie en dan kan mens 'n bietjie gesels. So daar's altyd mos groot belang wat oor die naweek in die sport gebeur, maar ek dink jy ken dit ook MJ, dis lekker om ook uit die pers se bek te hoor, as ek dit so kan stel, lekker om te hoor wat sê die afrigter, die speler en die kundiges. Ja, die interessante ding is, jy uit die pers se bek het hoor, wil die perd jou baie keer byt, né? Die perd kwaad vir jou. Ja, hy byt hard baie keer, verseker. Ander wat ek toevallig gehoor het toe ons nou maandag aand gesit en gesels het, is jy het 'n draai by die Springbokke gemaak. Vertel my 'n bietjie daarvan. Ja, groot voorreg. Dit was in die tyd van toe coach Pieter de Villiers die afrigter was weer en eintlik meer het 'n geestelike open. Ek het Radio Tygerberg en baie keer maar betrokke gewees by die Bybelstudies en as hulle in die Kaap gespeel het hier en daar en toe ook met 'n media betrokkenheid met die Leeutoer, eintlik met die Leeutoer begin. Die 2009 Britse eerste leeu's kom toe en daai toe hulle was deel wees van die bestuur op nog 'n media verantwoordelikheid. So dit was 'n groot voorreg en ook in 2011 met die Wêreldbeker in Nieu-Seeland ook 'n betrokkenheid daar gehad wat ook so media en chaplaincy eintlik so oorvleuel het. So dit was dis 'n voorreg. So ja, veral lekker gewees daai 2009 leeu's. Ek het groot geword. Ek en jy is dieselfde jaar gebore. Ons sal dit nou nie hard sê watter jaar dit was nie, maar maar ons het albei 1974 waarskynlik het ons oor die eerste keer die leeu's gevang in daai rooi truie. Foto's, ek onthou die tydskrifte en die uitknipsels en ek het 2 ouer broers en my pa het gekyk en af in 1974 het die Britse leeu's was ek onthou daai foto's, Willie John McBride en al daai spelers en so absoluut 'n voorreg gewees om daai 2009 so naby by te wees. Dat 'n man toe Mornestein oorskop kon hou op die veld hardloop. So dit was die nabyheid daarvan. So dit was is 'n voorreg. Is absoluut 'n voorreg. So die wedywering tussen dit en eintlik spesiale oomblikke daar. Ek nou die derde toets het ons verloor, maar toe so met die tonnel, so met die instap in die tonnel, Davies hulle Gerald Davies, hulle spanbestuurder, ook 'n legende van Wallis. Toe so saam met hom so in die tonnel ingestap en hy vat my so om die skouer en ons is so hand op die skouer, daai hele lang tonnel van die Ellis Park tot daar by die trappe gestap, so saam en toe het ek so 'n bietjie in 'n mate ervaar wat regtig beteken is daai toerspanne wat oorgekom het en wat dit beteken om ook en daar O'Connell en daai ouens het almal oorgekom en in die kleedkamer 'n bier kom drink. So dit was daar was goeie wedywering, maar ook 'n baie goeie verhouding tussen almal.
Ek het gister met John Robbie gepraat en nou gaan ons skakel na daai video hier, dis ons Megaphone Rugby kanaal, ons Engelse kanaal. Hy was self 'n Britse leeu gewees. En ek het 'n keer nog gesels oor hoekom is dit so 'n groot ding, die leeu's. Jy weet, vertel hy vir my die tradisies en die kultuur en hoe hulle die spanne kry om saam te gaan. En ek wil jou vertel, jy praat van 1974, my eerste rugby herinnering is daai 74 toets. Ek onthou ek en my pa het in die kar Ja, gesit en luister na die toets. Ek weet nou wat dit was. Ek was in graad 1. Daar ging ek nou net op weg. Maar die punt is net, ja. dis my vroegste rugby herinnering daai. Nou, dis 'n groot ding die leeu's eintlik as jy moet daaroor dink. Ja, dit is massief en nou herinnering ons was op Springbok op baie stadium. My pa was by Volkskas, ons was rond verplaas en ek onthou ook dat dis op die radio geluister en hulle tennis gespeel by die dorpe by Oukiep of Nababiep en dan luister hulle in die karre met die deure oop en luister die uitsendings. So dit was baie groot geweest. Ek het ook my eerste wedstryd wat ek ooit gaan kyk het was op Bloemfontein teen die All Blacks in 1976. Daai in die tweede toets geweest. Ons het daai wedstryd verloor en wat toe 2023 was ek nou vir Namibia Media Holdings met die Wêreldbeker met die rugby in Frankryk, terwyl Namibia nog in die toernooi was en dan doen ons praat ons met mense en toe die Namibia teen die All Blacks speel. Gesels maar met die All Blacks so rondom die stadion aan Toulouse en ek kry 'n All Black ou en hy en sy vrou dan gesels met hom en ek vra wat dink ek kan gebeur as ouer en so begin ek aan meer praat en op die ou end vertel ek hom my eerste ervaring was 1976. Ek het soveel respek vir die All Blacks. My heel eerste ervaring van 'n toets was teen hulle gewees en hy kyk my so hy sê ja, hy game heel agter gespeel. Toe sit Keith Fawcett wat heel agter gespeel het in daai wedstryd, sy heel eerste toets. So toe het ons nou lekker in gemeen, my heel eerste wedstryd wat ek gaan kyk. Toets kyk en dis 'n heel eerste wedstryd wat hy speel vir die All Blacks, maar dit bou brin en dit is op die ouend met daai herinnerings van daai ou tyd in daai 70's en daai rugby trye en daai rugby ervarings. Maar dit was anders. Ek het daai Springbok ook MW daai opdraf karre rondom die veld, dan speel Springbok teen 'n Bobby die karre toet en jy ry net deep hit en rower rugby. Dit was lekker. En stof. Ja. Jy speel in die stof soos staan. Ja, ek weet Ja, jy, ek weet ja, presies ja. wat jy sê. Hoor jy nou, 'n ander interessante wat jy my vertel het daar, is dit lekker gesels maandag aand. Toe jy daar in die Wêreldbeker toernooi in 2023 was. Vertel my 'n bietjie die voorval rondom Johan Duisel toe hy vir die groot meneer Antoine de Pont uit die toernooi het of amper uit die toernooi geduik het. Wat presies het daar Ja. gebeur? Jy het verstaan sê hulle moes leiwagte vir Johan kry en alles. Vertel my 'n bietjie storie daar agter. Ja, en ons het eintlik daar gepraat want dit was nou ons onlangs in die nuus het hy mos seer gekry in Ierland weer en toe die Franse weer kwaad vir die Ire. En ons ervaring daarop was dat die ervaring aanvanklik was dat veral met Galtier by die media konferensie kortliks die wat dalk gemis het, nou weet maar swaar gekry het in die Franse, hulle het heeltyd aangeval en Johan Duisel het een skouer beseer, een van sy skouers was nie so lekker, hy het eintlik met die ander een heeltyd geduik en daar was op 'n stadium toe Galtier so op hom en hy wou nog skouers wissel en toe sit koppe stamp en toe het hy mos sy wangbeen gebreek. En toe die Franse dadelik wat hulle toe nou voorsit daar by die media en Galtier is dat dis kaptein op kaptein, dit is revenge geweest, hulle was ver agter, was 'n cheap shot en al daai dinge. En hulle was kwaad en ek het amper die gevoel gekry en weet dat die Franse voel amper dat hierdie man is amper verhewe bo besering, weet hy. Ek weet hy's 'n belangrike en 'n goeie speler, maar rugby is 'n kontaksport, die ouens gaan maar seer kry. Maar wat toe in die media gebeur het is dat die Franse media is toe baie warm en vies en daar's een van die spelers wat in Frankryk speel van Lille, PJ van Lille, hy speel slot en hy praat vlot Frans en hy het Wat op die vir ou Namibia gespeel het. wat van Namibia gespeel het. Ja, en die Franse media was mal oor hom by al die media konferensies want hy praat Frans. So dit is handig geweest. En toe is hulle so 'n sirkeltjie rondom hom en ek het daar gesien, dis amper vir my so amper 'n geestelike les ook geweest waar ons amper in die geestelike konteks ook sien wat die Here vir ons 'n voorspraak maak en toe sien ek amper hoe hierdie ou opkom vir Johan Duisel en hy vir hulle net vertel weet jy, dis Johan Duisel, dis 'n karakter, dis wie hy is. Glad nie 'n rekord van wat julle nou beduidelik hy gedoen het nie en dit was 'n totale rugby insident. Maar dit het die ding bepaald gediffuse, maar dit het nie die kwaadheid van die Franse ondersteuners gestop nie. Hulle was baie vies want hy's 'n belangrike deel. Hy het natuurlik teruggekom teen die Bokke dink ek vir daai een wedstryd. Maar hulle moes maar leiwagte sit en as op die paviljoen sit was daar mense rondom hom, maar was leiwagte by die hotel. Maar dit gelyk amper soos 'n oorlogsone want die ouens staan daar met masjiengewere en ek goed by die ontvangs. So kyk, oral was daar in elk geval seker goeie sekuriteit
tyd in Frankryk. So hulle was in ieder geval daar nog voor 'n insident, maar toe is dit nog so bietjie meer van 'n faktor. So ja, die Franse is maar emosioneel en hulle veral oor Dupont. So maar PJ van Lille het hulle dan reg gehelp. Jy het gesê dat eendag sommer 'n kar vol Franse daar opgedaag by die hotel om nou by te kom reg sien, is dit nie? Ja, dit was die spekulasie en dit is ek nog so op 'n goeie gesag gehoor op 'n stadion daar sê maar daar was 'n kar op staan opgedag met 4 man of mense daarin en gelyk of hulle nou spesifiek planne gehad het om vir Duisel op te soek en maar hulle het daar weggewerk. So die suspisie was dat hulle vir hom kom soek het, maar dit was dan nog net so dag of wat na daai insident toe dit dan bietjie rustiger geraak. Ek dink toe die mediese span begin sê hy mag dalk weer in die wêreldbeker speel het hulle miskien rustiger geraak, maar dit is was jammer want ek onthou Jacques Tron is die skrimskakel van Namibië na wedstryd gewees en hy het baie jong skrimskakel en hy was so opgewonde om 'n try te probeer met 'n pont, maar dis 'n pont hospitaal toe, so hy was toe nie naby aan 'n tryeryl nie. Maar hy het my na die tyd gesê dat wat vir hom opgeval het van Dupont is hoe baie hy rondkyk. Hy sê dat hy is baie bewus van wat rondom hom aangaan, wat hy raak sien en waar die spasie is en so voort. So dit was een van sy observasies of wat hy raak gesien het, is Dupont is baie aangeskakel wat aangaan rondom hom. Ja, dis 'n interessante ding dat ons het oor gepraat. Hy het baie, hulle met running meters wat hy die bal het wat hy hardloop. Maar wat interessant is, hy hardloop baie keer agteruit of kante toe voordat hy die bal uitgee. So baie van sy meters gaan nêrens heen nie. Natuurlik hy hardloop op 'n baie slimme manier. Dis nie asof hy doelloos rondhardloop soos 'n afkop hoender nie, maar die punt is net hy hardloop nie noodwendig reguit vorentoe, maar dit wys nie wat 'n goeie speler is. Maar ek moet sê jy's reg oor daai tipe van ding dat Dupont soort van gesien word as onaantastbaar, jy weet. Untouchable. En ek is nie 'n groot voorstander van dit nie. Maar in elk geval, ons het nie vandag oor die Franse te praat nie. Ons het 'n hele klomp het gesê. Voordat ons praat oor die Stormers, vir mense herinner asseblief mense, maak seker jy druk daai subscribe knop hier op die Afrikaanse kanaal. Ons het nou spesiaal gestig vir Afrikaans en Afrikaanse inhoud, so maak seker asseblief jy ondersteun ons. Jy is eintlik in die Kaap, baie keer as ek iets skryf van Dobbo en daai manne, dan praat ek en jy en jy stuur vir my 'n bietjie videogrepe aan en sulke goed is wat ek baie waardeer. So jy is 'n groot Stormer ondersteuner, jy self sê jy is in die Kaap gebore en alles. Die Stormers het nie die wêreld die brand gespeel tot nou toe nie, maar nou na daai oorwinning teen die Bulle op Loftus, onverwagse oorwinning, moet dit nou maar sê ek is self 'n Bulle ondersteuner, ook al 'n paar keer genoem het. Hulle het 'n maklike paadjie voor nou. 6 redelike betreklike maklike wedstryde tot einde Mei. Hulle speel nie in die Europese beker meer nie. Die ander spanne, die Bulle, die Lions, die Sharks, almal moet nog oor see gaan speel in die uitdagbeker. Die Bulle het baie beserings. Die Stormers aan die ander kant lyk of hulle 'n bietjie op 'n beter plek is nou. Ouens wat terugkom, groot spelers terugkom. Vertel my 'n bietjie oor die Stormers. Watter wedstryde speel hulle in die eerste plek? Waarna kyk ons die volgende paar wedstryde? Ja, hulle speel in Negley, dis mos die Scarlets nou die komende naweek en dan gaan hulle oor na ek dink dis Ulster is die volgende ene. Ja, dit is die 4 tuiswedstryde dink ek is 'n groot bondgenoot. Ek dink meeste van die Suid-Afrikaanse spanne het dit. So dit is potensieel ook spanne wat hulle kan klop. Maar ja, ek dink die gevoel in die Stormers was ook baie ontwrigtende beserings. Ek dink mense wil nie altyd nou net daarna kyk nie. Ek dink mense het dalk met die Bulls ook gesien, die oomblik toe Erik Lou en Hannekom en daai ouens nie speel nie. Toe jy kan die verskil dadelik sien in dit. Ek dink die Stormers het vir Kitshoff baie gemis. Ek dink dis as mens nou een speler miskien kan uitsonder MW is dit Kitshoff ons praat van Dupont net nou. Ek dink Dupont se stem in die kleedkamer is baie keer meer werd as net wat op die veld doen. Dieselfde met Kitshoff. Was die kaptein maar die afgelope paar seisoene vinnig weg gewees, weer terug gewees en almal het uitgesien na sy impak. Ek dink die effek van so 'n speler van die veld af is groot. Op die veld is dit ook baie groot. Ek dink mense kan dit dalk vergelykbaar maak met sê maar die geval by die Bulls nou as jy vir Wilco Lou uit daai span uithaal nou en nog 'n besering in 3 en dit was die Stormers se geval op loskop, nie verskonings nie, maar hulle het byvoorbeeld in die Kaap teen die Stormers teen die Bulls gespeel sonder 4 van hulle eerste keuse loskoppe. So dit is dan jy jou 5de keuse loskop. Kitshoff was beseer, Liso en Goba was beseer, Steve Setuli, al die vermaak almal was beseer dan jy jou 5de beste loskop. So vergelykenderwys in enige span van die Sharks tot die Lions tot die Bulls, as jy 'n vaskop loskop in daai posisies, dan staan jy 4-5 strafskoppe af wat gebeur. Maar ek hoor hom ook by sê, ons praat nou oor ander goed, maar ek moet hom sê Wilco Lou waarskynlik vir my nou sterkste beste vaskop nou in wêreldrugby. Niemand skram hom nie. Maar ja, so ek dink beserings is 'n faktor gewees, maar ek dink die Stormers is op 'n beter plek. Daar spelers wat terugkom, val agterlangs, dit is val Damian Willemse en dan ook
Sasha Feinberg en Komazulu, so hulle sal maar eers hulle voete moet vind. Ek is nie so seker of hulle dadelik op hulle topvlak gaan speel nie. Hulle was lank uit gewees en daar's ek dink hierdie eerste ene is die belangrike ene. Ulster gaan 'n moeilike uitdaging wees want van die eerste toetspelers, ek weet nie of daar baie is by hulle nie, maar gaan weer terug wees, maar ek dink hulle moet baie fokus om seker te maak dat hulle die eerste ene wen teen Glenelg teen Scarlets. Ja, die goeie vraag is natuurlik as ek dink hulle gaan altyd kans kry Damian en Sasha nou, maar gaan hulle nou vir Sasha 'n loskakel maak en klaar kry? Ek weet Manie is beseer op stadium almal gewonder hoe gaan Jot op sy nou kies tussen die twee. En een dag was hy nie dankbaar geweest een van hulle kon speel want nou het hy nie een van die twee gehad vir 'n baie lang tyd. Yuri Matthee moes maar 'n soort van instaan daar. Dink julle gaan nou vir Sasha 'n kans gee om loskakel te speel? Dink jy as hy dalk die foon opgetel en sê hoor jy ek wil hom 'n Springbok loskakel maak. Hy kan nie senter speel by die Stormers nie. Wat dink jy gebeur daar? Ja, ek dink ook so. Ons was laas jaar 'n bietjie verbaas toe op 'n stadium heel agter gespeel het en die gedagte daar in die persbank was dat miskien het Rassie vir Dobbo gevra so 'n bietjie van 'n guns die opbou na van die toetse wat op pad was dat hy hom blootstelling gee aan 15 en dat hy hom op die reservebank vir die Springbokke kan kry as 'n veelsidige speler want hy het 10 en 12 geken, nie 15 nie. So hy Sasha kan al drie speel en Damian kan ook al drie speel. Ja, al twee groot geword as top 10 spelers in ouderdomsvlak skole onder 18, onder 20 en veelsidigheid het hulle natuurlik nog 'n bietjie verder gevat met Frans Steyn ook gebeur. Daar's baie spelers wat so kan speel, maar ek dink dis belangrik vir Sasha. Ek sou sê dat hy moet 'n plek gemaak word of hy moet sy plek vind op loskakel en dit is waar hy tot sy reg kom, waar hy van sy beste rugby speel. En ek dink ook dis bietjie moeilik teen Libbok, maar ek dink jy kan nie bekostig met 'n wisselvallige skoprekord op 10 en dis ongelukkig wat hulle op Libbok gebeur het. Ek meen dis wel bespreek al, maar sy aanvallende vermoë is wel bekend maar ek dink Sasha is 'n beter stelskopper, persentasie gewys, tegniek gewys ook. Damian Willemse miskien nie, so ek dink hulle vir Willemse waarskynlik kan 12 of 15. By die Springbokke was hy 15. En hy was die eerste keuse of tweede keuse na Willie. So ek dink MW wat hulle waarskynlik sou doen is Sasha 12, 18, Damian 15. Hy kan 12 dalk ook speel, maar dan sit jy met Geland wat ook nog 'n groot faktor is op 15, maar jy moet plek maak vir daai twee. Ja, dis interessant. Ek wil vinnig terug gaan na daai wedstryd, daai Waarskap wedstryd toe. Interessant, ek en jy het vir John Dobson daar raak geloop. En gewonder wat maak hy daar en te sien dat hulle die span aankondig het hy weer vir Luke Bucker ingesluit wat maandag aand vir die Aatjies gespeel het in daai Waarskap beker. Dink jy hulle regtig hulle gaan kyk nog op sulke voetbalvlak of dink jy het maar net niks gehad anders om te doen nie? Ja, en ek dink sy liefde en belangstelling vir die Waarskap gaan ver terug. Hy het sy tande geslyp in afrigting by Aatjies. So dis waar hy begin het en so hy het 'n groot hart natuurlik vir Aatjies wat daar gebeur. So ek dink dis 'n een deel gewees van sy teenwoordigheid daar. Ek dink hulle kyk ook, ek dink die standaard van Waarskap beker reg oor die land van tikkies tot pikke en oral kopsies is dat jy kan daai spelers vinniger dop hou. Ek onthou nog laas jaar dat ons vir die loskakel wat nou vir die Stormers speel vir Yuri Matthee. Yuri Matthee het nog vir Maties gespeel 'n jaar of wat terug en eerslik deurgekom en toe begin hy inkom, so dit gebeur al hoe meer. Ek nou vir Edwin van der Merwe wat ook daar daar's nog baie voorbeelde. So ek dink Dobson met dalk die aand afgehad voor hulle vlieg na Europa toe. Enerzijds, maar ek dink daar is talentvolle spelers wat daar rond is. Luke Burger ook net vinnig, hy was in die Karibieke span baie betrokke. Veelsidig kan vleuel en heelagter speel en 'n goeie talent. So ek dink dit is 'n goeie keuse om so speler 'n bietjie blootstelling te gee. So is lekker om te sien dat 'n Waarskap speler kan deurkom. Ek vind 'n interessante ding wat opgeval het van die groepie wat nou oorsee is Jonathan Rose is nie daar nie. Jy weet Rassie het gesê hy is 'n spesiale talent as gepraat oor Damian wat skiet op 12. Ek weet Harry Jones, sy vriend in Amerika, hy reken hy kan 12 of 13 speel. Hierdie ou is 'n man vir die toekoms, maar hy is nie saam met die Stormers oorsee nie. Alhoewel hy moet volgende week in die Springbok beleidingskamp wees, die virtuele ene. Dink jy dis hoekom hy agtergebly het of dink jy Dobson dink hy's dalk nog nie heeltemal daar nie? Ja, ek sou dit is interessant. Die meeste van die eerste keuse senters is beskikbaar. Damian Willemse mag dalk as 'n 12 oorweeg word. Hy het vir Dan du Plessis baie keer 13 gespeel. Ek is nie so groot gunsteling daarvan vir Dan du Plessis 13 te speel nie. Hy is amper soos sy pa Michael uitgeknipte
12 en sommige kan 12, 13 speel, maar selfs Natalia Ahmed 'n bietjie gesukkel tussen 12 en 13 die afgelope tyd, maar so ek dink dat hy is nog nie heeltemal bo daai ander spelers ook nie. Ek dink as jy kyk na die senters wat daar is, miskien selfs as Ronaldo is, gaan dit dalk vir hom 'n bietjie moeiliker wees. Groot talent, groter speler, groter gebou, baie goeie hande. Kom ook deur die Waaste beker laaste jaar vir Aitjies gespeel. Hy's eintlik bedrieglik vinnig ook. So hy herinner baie aan 'n amper 'n bietjie van 'n vinniger Damian Dalende, dieselfde tipe rugby wat hy speel. Hy kan die fisiese wedstryd speel, maar hy kan nog so 'n bietjie meer speel ook. Een van die Aitjie spelers is, soos jy ook maandag gesien het, hulle nog al die jare vir 20, 30 jaar se rugby hulle wil speel. So altyd vinnig ingegooi, tikskoppies gevat en altyd baie goeie vaardighede in die agterlyn. En so as jy weet so ou soos Rous kom uit daai Aitjie mold uit, dan weet jy dat hy sien net 'n basher nie, hy gaan die bal nie net opvat nie, hy gaan ook speel. Ek sê ek gaan nou weer terug na daai Waarsie beker toe, want ek sit heeltyd en dink aan 'n paar dinge wat my opgeval het daar. Die eerste ding is die ander reëls, né? Byvoorbeeld as jy nou 50-22 kry, dan kry jy nie lyn staan nie, jy kry 'n tikskoppie waar die lyn staan sou gewees het. Dis die eerste ding. Wat ek van haar gehou het, as die bal opgehou is oor die doellyn, dan kry die aanvallende span 'n 5 vir die skram, soos in die ou dae was. Vir my maak dit baie meer sin, want die oomblik as jy hoef net die ander ou op te hou, dan kry jy 'n skop, verlig jy die druk. Ek hou nie van daai reël nie, ek het gehou daarvan. Ek sien 'n groot voorstander van daai 7.3 nie. Maar dis vir my interessant geweest. Wat dink jy is die idee daar agter? Dink jy is wêreld rugby wat wil eksperimenteer met die reëls of die wedstryd wil vinniger maak, of is dit maar uniek in Waasie Cup? Is dit maar net 'n tipe van ding om dit 'n bietjie anders te maak? Ja, die Waaste Cup, die merk van die skop is om maar meer die spelers te probeer wegkry van te veel skop, want jy moet eintlik maar 'n contestable skop of jy moet hom uitskop en om regtig 'n voordeel van 'n skop te hê, natuurlik het jy soms net 'n verligtingskop wat jy nie anders kan. Ek weet net van die rede vol, ek het nou nie dit genoem nie, maar jy kan 'n merk opvang enige plek op die veld. Dit is seker maar jou helfte. Ja, skus ja. Ja, so jy kan 'n bietjie tyd wen ook, ja. So jy kan 'n baie swak skop in die middel van die veld op hulle stippellyn vang en sê merk en jy kan half jou opsies nog uitkyk seker. Maar ek stem saam met jou, daai wat jy oor die lyn gaan opgehou word, is 'n baie wrede reël dink ek, want as jy kyk in toetsrugby hoe hard die spanne werk om dit reg te kry om oor 'n doellyn te kom. So jy word glad nie die Engelse praat van reward vir daai effort dat jy oor die doellyn is nie. En partykeer is dit maar net 'n hand hier onder die bal. Dis eintlik maar in Amerikaanse voetbal was dit 'n touchdown, maar in rugby moet jy hom druk. So ek stem saam. Dit is vreemd dat hulle daai reël gemaak het. Partykeer dink ek, wees nie te negatief dink dat hulle altyd vir Suid-Afrika en die Springbokke wil probeer benadeel nie, maar voel alles wat fisies 'n komponente het waar jy iemand fisies kan oordonder en wil hulle wegvat, so al hoe meer. Dis wat die vryskop aan die skram ook, dat jy nie 'n skram kan vat weer nie. So ja, ek verkies ook daai reël dat as jy oor die doellyn is, hy is opgehou 5-3 skram vir jou, want you earned the right om daai voordeel te kry. Ek sien saam met jou. Die ander ding van die Waaste beker wat my opgeval het. Nou kyk, ek het 'n broertjie dood in daai musiek wat hulle so speel, die altyd op loftes, wat hulle tussen die spel 'n bietjie Sweet Caroline speel en nog, maar my maat, hulle dan vir jou maandag aand sonder ophou, elke liewe minuut van daai wedstryd het hulle een van die verskriklike musiek gespeel. Ek kon op 'n stadium gedog, ag nee, asseblief tog mense. Is dit nou maar 'n kenmerk van Waaste beker? Is dit nou maar weet die ou jong ouetjies daar te kry om 'n bietjie meer van 'n partytjie atmosfeer te maak? Want ek moet sê dit staan my glad nie aan nie. Ek's maar 'n ou toppie, lyk dit vir my. Ja, nee, ek stem saam met jou. Ek dink dit gaan baie beter af daar in die cheap seats daar in die 20ste ry op die oop paviljoen as op die hoofpaviljoen. Ja. Ek dink daar op die oop paviljoen gaan dit lekker en die mense is bietjie dorser daar ook en ek dink die atmosfeer is 'n bietjie groter daar, maar hulle daai luidsprekers reg net na ons toe gemik. En dis vreemde musiek. Is goed wat ek en jy nog nie gehoor het nie. Hulle het so hier en daar Afrikaans genadiglik nog nie gehoor het nie. Ja. Ja, so dit maak dit nie lekker nie. Ek verkies ook, ons is maar so gewoond, weet dit is jy daar is weer na musiek op die sewes het dit natuurlik begin, maar selfs die sewes rugby, Kaapstad sewes en hulle speel baie musiek en Sweet Caroline en al die lekker atmosfeer, maar die oomblik wanneer die spel begin dan stop hulle totaal. So ek dink tog dis 'n fyn lyn. Ek is so seker of dit tog nie die spelers beïnvloed nie. Ek het my maar gewoond geraak daaraan, maar dit is 'n malle geraas. Dit is amper my bietjie vergelykbaar met Live Golf. Ek weet ek is nie so vreeslik altyd so groot voorstander van alles wat by Live Golf gebeur in terme van dit nie, dat jy daai musiek in die harde met hulle speel musiek met die eerste bof as jy was afslaan. So op golf as jy op 'n blaartjie trap langs 'n ou dan kyk hy vir jou so. Heiderskennis, ja. Genade. Ja. Nee, ek sit nou wonder, jy sê nou dat daai luidsprekers reg het aan ons toe gewys, want reg voor ons het Robbie Fleck en Josh Strauss die afrotterspan van die Aatjies gesit. Ek wonder of hulle dit op hulle gemik het nie.
Ja, ja, en dit is 'n daai was interessant net MW want hulle sit nou hier reg voor ons en dis om al die komponente te kyk en soms gaan daar 'n ding vir hulle, soms teen hulle. Hulle het eintlik relatief goed, eintlik baie goed gedra as ek dit so kan stel. Dis oop daar, so jy kan nie daar skree dis wat jy dink nie. Maar dit is baie druk op die ouens en as jy hulle so dop hou ook, dis baie komponente waarna hulle moet aandag gee en soms het die voorvarendheid van die jeug het hulle hande in hulle hare gesit want dan sien jy daai student doen iets wat jy net sien dit is nog glad nie wat op die oefenveld in gedagte was nie en dan skud die manne maar net kop maar dan trek hulle maar weer saam. So lekker om Josh Strauss, ja Josh Strauss het vir Skotland gespeel het. Hy's ook daar saam met Fletcher en lekker om die interaksie aksie te sien want die ouens gesels met mekaar, hulle probeer verstaan wat om te gebeur en dis eintlik soos 'n skaakspel wat voor jou afspeel want jy sien die manne moet strategies probeer uitwerk wat gebeur. Wat interessant was, het Flik hulle daar voor ons gesit. En die Maties afrit was op onder op die veld geweest. Kabamba Floors was daar, Waris Hurter was daar. Hulle was nader in die spel, maar tussen die spelers wat die aatjies het die hoekom sit. Ek wonder hoekom is dit nou? Ja, al die wedstryde by Maties wat ek nou by was die besoekende span in daai deel gewees. So dit is Tikkies was daar, ek weet Pikke was ook daar gewees. So dit is om een of ander rede, ek weet nie of hulle so verkies nie. Dit mag wees dat Maties maar net eenvoudig vir hulle sê dis waar hulle sit. So al die ander hokkies is dalk nou vol met kommentators en die afrigtingspan. Maar mense ek sou dink dat as 'n afrigtingspan aandring om soek ook 'n hokkie soos die tuisspan dan behoort hulle te kry. Miskien verkies hulle dit so. Maar jy's baie oop daar. Dit is eintlik bietjie ongewoon. Daar's 'n mate van fokus, maar dit is maar ook nie eintlik wat jy wil hê nie. Reg, genoeg oor die Waarstie week. Ek moet sê dit was my baie lekker. Die mooiste rugbyveld wat ek nog ooit rugby opgekyk het. Dit is ongelooflik. Ja, daai sonsak net. Baie spesiaal met die berge. So ek het 'n foto van 'n ou wat ek net gesels in Wallis gestuur en hy kon nie glo dat 'n rugbyveld in Afrika so mooi kan wees nie. So nou ja. Kom nou maar hiernatoe, maar dit's baie lekker hierso. Net vinnig laaste dit oor die Stormers. Die Stormers nou 'n klomp spelers teruggekry, maar hulle het ook 'n klomp spelers wat nie kan saamgaan nie en wat weggaan. Ben Jason Dixon het 'n operasie netelik verseker te geboorte van sy tweede kind. Maar ek dink 'n klomp mense in die Kaap het dalk 'n sig van verligting geslaap dat die Joseph Dweba nou uiteindelik die pad gaan vat daar. Die arme ou, hy kon maar net nie die mas opkom by die Stormers en meer as een keer probeer. Maar kyk, hy kan nie lyn staan ingooi om sy lewe te red nie, né? Wat is jou gevoel oor hom wat weggaan en wie gaan hom vervang? Ja, daar is 'n paar rakkers. Ironies genoeg het my gevoel die wedstryd teen die Bulls wat so nat weer was, het hy die beste ingegooi wat ek omtrent nog gesien het, waar hy eintlik 'n verskoning gehad het. Daar ek dink hulle het verbeter, daar was 'n verbetering daarop, maar ek dink dit raak later as 'n kundige ding. Ek dink dit kom in jou kop. Jy vind waarskynlik die voorste springers makliker, maar as jy dieper begin gooi dan raak dit lastig. Ja, hy gaan ek seker Chiefs toe, dink ek. Van die manne wat deurkom, JJ Kotse het ek altyd van gehou. Ook Andre Venter se seun wat ook hakker speel. Hy kom ook deur, maar dit is almal relatief onervare. Skarra en Tobeni was altyd nog maar daar rond gewees, maar daar hulle verloor nou 'n ervare speler, verloor 'n Springbok. So Venter is nou 'n Springbok. Hy het maar 1 of 2 toetse gespeel, maar hy het die baadjie. Maar hy het nog glad nie die ervaring wat hy het. Sy skoonpa is Rassie nou, so aanstaande skoonpa. So ek dink dit sal gekruis meer as 'n voordeel as jy my vra, want hy moet seker 2 keer so hard werk dat hy nie beskuldig word van wat hy voorgetrek word. Ja, daar moet hy ekstra hard werk. Want ek dink Rassie sal seker maak dat hy wel die span moet wees op meriete. Ek glo dit is maar hy is 'n goeie rugby speler en jy weet waar hy vandaan kom en ek dink hy doen baie goed. Hy's nie baie groot nie, maar hy's bietjie meer mobiel. Hy's baie goed met die lyn staan ingooi. So ook 'n great college man natuurlik. So hulle produseer briljante rugby spelers. So ek dink die Stormers is effens dun dalk op haker. Maar ek hou van JJ Kotse is nou sommer ook deur die ouderdoms ons S120s en sovoorts deurgekom het en miskien sal hy so klein bietjie meer speelkans ook nou kry. Maar hulle is 'n bietjie dunner nou op hakker, dis beslis. Okay, kom ons praat gou oor die Stormers. Ek het gesê hulle gaan teen Skale speel in Ulster oor see. Ulster is self nie speel in die wêreld nie brand hierdie jaar nie. Maar 'n nuwe afrit Richie Murphy, hulle is nog besig om hulle voete te vind daar. So ek dink die Stormers behoort daai eerste wedstryd eintlik te wen. En dan sê hy kom hulle huis toe Connacht, Benetton, die Dragons en Cardiff by die huis. Eintlik behoort die Stormers met 'n groot eindpoging te kom hierso. Nou, hulle is eintlik mooi opgestel vir die laaste been van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Want die Bulle, die Lions en Sharks is 'n bietjie meer van 'n opdraande stryd. Dink jy die Stormers kan ook nog dit maak? Hier kwalifiseer daar in die top 8 en hopelik nie 8ste dat hulle teen Leinster moet gaan speel.
Ja, dit is dis die gevaar nou dink ek MW. Ek dink wat as jy daai top 8 kyk, eerstens daar's maar baie min punte verskil tussen die span wat nou 7de is en 12de is. Daar's maar 2 of 3 punte. Ek dink 31 na 28 is die punte. Stormers 28 12de, ek dink 31 is 7de. En ek dink die span wat onder druk daar gaan wees om top 8 te bly is Cardiff waarskynlik. Ek dink Edinburgh sal dit waarskynlik nog maak en dit gaan 'n geveg tussen die Lions en die Stormers waarskynlik wees in Connacht tussen daai drie om te kyk wie kan in die top 8 inkom. Die ander wat tans in die top 8 is gaan nou bly dink ek. So waar kwalifiseer jy? Jy gaan nie 'n tuiswedstryd hê nie. Stormers was bederf die afgelope paar jare met tuiswedstryde, semis en ook eindstryde. So ja, dit raak amper die Leinster en die Bulls of die Sharks weg of Glasgow Warriors weg. As jy in die top 8 inkom. So moeilik gaan dit wees. Is nie onmoontlik nie. Ons het sien wat Munster gedoen het daai 1 jaar. Munster het daai 1 jaar 3 in 'n ry weggewen om die toernooi te wen. So dit is gedoen al, maar dit is moeilik. So ja, die Stormers het geglip met hulle toer. Hulle het 'n paar jaar in 'n ry nou 'n slegte toer gehad. So daai punte maak nie lekker op nie. Ek dink dalk op hindsight Blommetjie se doelskop sal sekerlik ook half te sprake kom, maar so het Kriel ook het gemis 'n paar minute vroeër voor die pale wat dit sou gewen het. So dit gaan albei kante toe. Ek dink ek dink die naweek net op dit. Hulle speel gelukkig nie op een van die hybrid velde nie. Hulle speel op 'n egte grasveld met modder en gras. So en die weer raak ook bietjie beter nou. So ek dink dit sal beter wees vir die Stormers om dan daar te speel. Nie een van die Suid-Afrikaanse spanne speel eintlik lekker op baie plastiekvelde nie. Maar die terugkom gaan belangrik wees. Jy sê Connacht, ek dink dit is Benetton, Dragons en Cardiff wat jy gesê het en veral daai Cardiff een teen daai tyd gaan waarskynlik bepalend wees wie is nie top 8 of nie. Maar ja, die risiko wat die Stormers nou het is hulle gaan moet wegspeel. So dit ek dink dit bou op na Bulls by Loftus. Ronde van 8. Ek weet jy nou, julle Stormers het ons altyd te kom verras daar op Loftus, ek raak sommer kwaad. Wat kan ek sê? Ja. Dis nie meer asof Loftus 'n fort is nie, nee, weet, dis maar 'n soort van as jy die Stormers kom die Loftus om te wen. Nee, maar dit pas nie glad nie. Almal is maar respek vir mekaar. Ons is ook die Stormers is ook nie baie keen om die Bulls hier te hê vir 'n ronde van 8 nie. So dit is maar altyd 'n groot ene. Ja, Jake het 'n groot gewag daarvan gemaak dat geen span wat die URC nog ooit of die Verenigde Rugby Kampioenskap nog ooit gewen het bo in die punteleer geëindig of 'n tuisveld voordeel gehad nie. Hulle het almal soos Munster en almal die Stormers, die Glasgow het hulle weggespeel en hulle het gewen. Dis so dalk nie so groot voordeel meer nie. En ek dink eintlik ons het al baie daag gepraat op die program oor die Bulls het so 'n bietjie van 'n probleem op Loftus te speel omdat die verwagtinge so groot is. En daar's baie mense wat nou sê ja, maar dis die Bulls, julle is amper soos die Springbokke, al daai talentvolle spelers, julle moet wen, dis julle tuisveld. Die druk om op daai tuisveld te wen is my amper groter vir die Bulls as om weg te wen. Want jy verwag nie. En dis iets wat Lee Jacobs moet aanspreek. Wat dink jy van daai teorie? Die Stormers is vir hulle DHL is 'n bastion. Hulle verloor nie maklik daar nie. Kom ons sê maar eerlik. Die Bulls is nie so maklik. Loftus is daar nie ondeurdringbaar nie. Ja, ek dink daar word baie meer werk gedoen by elke span, al die topspanne, beroepspanne nou MW op sielkundige benadering rondom wegspeel. Selfs die hoogtebosee speel effek, weet, daar's 'n klomp goed wat 'n groot rol gespeel het in die mense se koppe, spelers se koppe. Ek dink die hoogtebosee speel is natuurlik 'n groot effek, maar is dit so 'n groot effek? Die spelers se kondisionering is deesdae baie goed. Dit lyk ek weet jy het self gesien Glasgow Warriors amper op hulle beste rugby gespeel in die laaste 20 minute op Loftus by een wedstryd, albei wedstryde. Maar ja, ek dink sielkundig is die spanne beter toegerus om weg te speel. Jou tuisveld is nog steeds jou bondgenoot. Dit is die ondersteuning maak 'n verskil. Ek dink waar dit 'n verskil maak is die 50-50 beslissings met die skeieregter. Ek dink dit is amper weer 'n faktor. Ek dink dit kan 'n bietjie meer ondersoek word. Nou ek sê nie skeieregters is oneerlik nie. Ek sê net dat hulle is menslik. Ek dink op die ou end in daai omgewing en dit is 50-50 besluit. Ek dink my persoonlike mening is so 70-30 van hulle gaan na die tuisspan toe. En ek dink dis miskien waar die tuisveld miskien 'n bietjie meer van 'n faktor is. Ek en jy het al albei die chipsbak in die televisie gegooi as daar in die 75ste minuut dit skram grond toe gaan en die skeieregter blaas die fluitjie en jy wag want jy kan vir wat jy nou gesien het jy geen idee wat hy nou gaan doen nie.
maar hy gee 'n strafskop. Aan die Dis daai tuisspan. tipe dan Ja. ja, die verkeerde span, ja. Ja, so ek dink dis 'n faktor, maar ek dink die span is sielkundig, MW is baie beter voorberei om weg te speel. Ek dink hulle sielkundige benadering rondom dit is beter. Maar ek glo nog steeds jou tuisveld moet 'n bondgenoot wees, weet jy, daai ondersteuning, dis 'n bekende omgewing. Jy kan jou musiek speel wat jy wil speel, maar ek sien by met Vodacom wat borg, jy was die vorige Stormers-wedstryd was daar meer Blouwil vlaggies gewees as Hulle Stormers het vlaggies. uitgedeel. Hulle het Blouwil dit vlaggies uitgedeel. uitgedeel. Ja. Ja. Nee, dit Ja. is 'n groot ding daai hoor. Daai vlaggies kos R50 elk en hulle het dit uitgedeel soos konfetti hoor. Ja. Ek het nou presies, ek gaan nou vir Willem Straat 'n brief skryf of 'n WhatsApp stuur en hom sê Willem, jy weet die tuiskare is 'n voordeel, maar die skeiersregs hoor hy hoor die skare wat dan gaan net wat die skare sê, maar ek kan nie skare hoor nie met die musiek staart. Ek het 'n goeie teenargument gekry vir daai ene. Hoorie, ons het nog Ja. klomp ander goed gepraat het, maar ons tyd's op man. Ek gaan volgende bietjie met jou gesels oor die administrasie vir die WP wat nou verby is en wat aangaan by die Boland wat nou by die bulle is en maar ja, ons tyd is nou op. So dankie vir die geleentheid Arie, ek so bly ek 'n bietjie met jou gesels en dankie vir al die hulp wat jy ons altyd verskaf. Ek waardeer dit baie. Ja, dis 'n groot voorreg en was so lekker dat jy saam op Stellenbosch kon kyk. Ons maak verseker weer so. Dan sal ek vir hulle vra om die musiek effens sagter te sit. Ons gaan uiteraard ek knip ek en jy. Sê vir jou. Baie dankie Arie. Praat weer lekker dag. Dis